toe hulle in Parys gespeel het, 2-3 teen Ierland gedruk het. En Frankryk by daai geleentheid 31-12 gewen het nadat hulle 12-6 voorgeloop het met rusttyd. En daar is die nuweling kaptein Rob Saunders, die kaptein van Ierland. Hy is 'n kerel wat al onder 16 internasionale muurbal gespeel het. Hy het Skotse ouers. Hy het ook sokker gespeel en hy was ook kaptein van Queen's Universiteit. Met ander woorde 'n man wat 'n swaar taak op sy skouers het as kaptein van die Ierse span wat verlede jaar tweede laaste geëindig het in die 5-nasie kampioenskap. En ons bly stil vir die volksliedere. Emosionele oomblik. Die Ire wat natuurlik hulle eerste wedstryd van die 5-nasie kampioenskap van 1991 speel. Die Franse wat al reeds 'n wedstryd 14 dae gelede agter die rug het toe hulle Skotland geklop het, half teen die verwagting in. 'n Wedstryd wat beslis is deur middel van skoppe aan die kant van Skotland en ook aan die kant van die Franse. En daar is die skopkoning van die Franse, Didier Camberabero, die seun van die Vloei. Wat hier was het in 1964 in Suid-Afrika was Guy Camberabero. En meneer Bevan van Wallis, die man wat die fluitjie gaan hanteer. Die 8ste maal dat hy op Lansdowne Road as skeieregter optree. Franse wat onmiddellik begin en diep skop. Brian Smith, loskakel en oud-Australiër en 'n magnifieke skop, alle tyd. Die grensregter hardloop ver met die vlaggie en net binnekant die halfgebied van Ierland, daar gaan staan hy. Interessant is om te sien hoe Galway en Rigney vaar teen Olivier Rouma en Taz Gian. En dis Rouma wat die bal in die hande kry. Swak geklap, 'n losbal, maar die Ire is onmiddellik daar en die bal is heel onder en morsdood. Rob Saunders wat die eerste maal 'n bal in 'n skrim ingooi as internasionale rugbyspeler. Hy het baie goed herstel van daardie foutjie. Ierland is dadelik daarso en Gagan self. Ook 'n nuweling in die span wat dadelik by was om die moontlike losbal daar op te pik. Maar die skeieregter plaas die fluitjie vir die hanteerfout. Berbizier kry hom, Camberabero, nee, dit is heel agter Blanco. Daar is Serge Blanco. Baie goeie begin vir Ierland in hierdie wedstryd. Oorgeklap agter deur die Franse se Caban. Berbizier wordt opgeteld door Session. En is Blanco wat daar in die achterlijn op loskakel is wat prachtig veld wen.
Hy word geloop nadat hy die bal van ontslaag geraak het. Word in die hande gekry deur Kiernan. En hy moet baie haastig en moeilik skop met sy rug as dit ware na die teenstander toe. En vir die laatvat op Blanco. Kies Blanco die strafskoppale toe. Derek Bevan wat daar staan en beduie dat daar pale toe gemik gaan word. En dit is Didier Camberabero. Ons kyk net weer. Steelkant, snuiskop en lank naai geskop het, kry daar die stamp op die rug. Camberabero wat gaan kyk of hy die eerste punt op die tellbord gaan plaas. Ons het 2 weke gelede gesien hoe daar as gevolg van onnodige foute geweldig baie strafskoppe pale toegemik is. Trouwens, daar is 'n wêreldrekord opgestel in die wedstryd tussen Wales en Engeland. 7 strafdoele tussen die pale deur. Dis hoog en dis suiwer. 5 minute speeltyd verby en dit is Frankryk wat voorloop met 3 punte teenoor 0. Dit is sy 55ste strafdoel vir Frankryk. Hoog en suiwer deur. Ja, spel moet begin word deur Brian Smith. Direkte opponent van Camberabero. En dis hy wat daar sit en sy hoopie maak. Roma wat daai bal nie kan beheer nie. Fitzgerald wat hom vorentoe skop teen die hoekvlag vas. En die grensregter beduie inskop van die kwartlyn af. Daar is die groot John Fitzgerald, die loskopstit. Des Fitzgerald nommer 3 is ook in beeld. Glad nie familie van mekaar nie. Speel ook nie vir dieselfde klub nie. Camberabero wat hierheen gaan laat hang vir sy voorspelers. Teruggeklap na Franse kant toe en die ander gekry deur Caban. Dan kom hy uit per Bizier. Dis 'n swak aangee. En daar's druk. En 'n Xavier wat haastig daar by die bal kom en hom grondlangs uitskop. Maar Ierland baie sterk op die aanval. Jy sien ook dat nommer 8 Brian Robinson baie vinnig daar was. Weer teruggeklap na Bizier, maar 'n swak klap. Swak bal vir Frankryk en dit is Ierland wat nog so 'n tree of wat nader beweeg aan die doellyn van Frankryk. Steve Smith wat ingooi. Pragtig daar so geklap. En is dit Steve Smith wat oorgaan? Steve Smith wat oor is. Dit was pragtige taktiek van Ierland. Wat natuurlik afgerig word deur Kieran Fitzgerald, voormalige leeu-kaptein. Matthews wat daar in begin voor om die lyn staan, gee aan sy hakker. En dis Michael Kiernan, die skopkoning van Ierland, wat gaan kyk of hy die bonuspunte kan byvoeg. Pragtig binnekant toe getrap daar so deur Steve Smith. ...299 punte vir Ierland al aangeteken. Hy gaan sy 300-tal kan haal.
as hierdie een oor is. Nee, hy kom so effe voor die pale verby en hy moet wag vir 'n volgende geleentheid. Verlede jaar in Parys het hy al 12 die punte aangeteken wat Ierland teen Frankryk gekry het. Byna 60.000 mense wat hier saamgedrom sit by Lansdowne Road, weer ver en diep tot in die doelgebied. Brian Smith wat die bal in die hande kry. Des Fitzgerald wat die skoen daar losryg. Of hy 'n besering opgedoen het en die skoen dalk net weer wil oorvasmaak. Hy is die man van die tuisklub Lansdowne. Hy het 'n hele klompie somers agter die blad. Ons herinner u daaraan dat hierdie 5 nasie rugbyreeks aan u gebring word met die komplimente van die Delta Motorkoöperasie, die vervaardigers van Opel Motors in Suid-Afrika. Fitzgerald is reg, hy gaan sy plek inneem en daar kan ingeskop word van die kwartlyn af deur Brian Smith, loskakel van Ierland. Weer Roma onder die bal, maar weer kan Frankryk die bal nie skoon uit die lug uit raakvat nie. Die Ire is onmiddellik daar onder daardie hoë bal in, maar in die proses ook in 'n onkant posisie. En ons sien daar word gepraat spesiaal met Michael Galway. Ierland wat dan voorloop met 4 punte teenoor 3 en Canberra Bureau wat gaan kyk of hy hierdie bordjies kan verhang en Frankryk weer laat voorloop. Grou, grys dag in Dublin. Debuut gemaakt voor Frankrijk 9 jaar geleden. Vlaggies is omhoog, hoog uit die beeld uit verdwyn daar die bal. En so lyk die telling. Sien hoe suiwer daar die bal deur die pale is. As Brian Smith klaargestel het. Roma wat die bal weer voortlik laat klap. Maar in die hande daarso van Fitzgerald. Dit is Des Fitzgerald. Kom hy uit. 'n hoë ene deur Brian Smith. Weer spat die bal vorentoe van 'n Fransman af. En vir die aanslaan 'n vaste skryf. Hy is feitlik reg voor die pale. En 5-6 tree binne kan die kwartgebied van Ierland. Saunders wat hom uitrol. Smith. En met die linkervoet. Nee. Dis links verby. Dis Jean-Baptiste Lafond wat die bal in die hande het. En gaan doordruk. Attention please. Could we ask the members of the public on the north terrace to move a little forward towards the front very gently to avoid congestion. Weer 'n hangbal. Op gepoog om terug te klap, maar deurgeskop deur Ierland. En as Lagiske daar met die bal onder die arm oor die kantlyn en weer 'n keer wen Ierland 'n hele klompie veld. Wordt geklap en is die achterin met de harde Brian Smith voor de skop hy en in die hande van heel achter. Dit is Serge Blanco en die scheidsrechter sê dat hy daar op die doeling gestaan het, oorgeval het en is 'n 5-3 scrum vir Ierland.
Dat is wat Ierland graag wil hê. Aan die buskant is het John Fitzgerald, die loskop van Ierland, en die vaskop van Frankrijk, Pascal Ondart. Clive Nolling sê daar het 'n ding gebeur en hy wys op 'n vuishou en dit lyk vir my hy bedui na die Franse kant toe. Blanco van Verneem. En dit is Derek Bevan. Kastian, wat uitgesonder wordt. En dit is een strafschop aan Ierland tot die groot vreugde van die skare. Ja, het Michael Kiernan sy skopskoen aan vandag. Dit is een baie maklike skop. Kiernan wat versigtig moet stel aan hierdie ene. Daar is 14 minute spel reeds verby in hierdie wedstryd. Maak nie 'n fout met hom nie. On the north terrace, please move a little forward as there is some congestion towards the back. Please move a little forward on the north terrace. En nou het Michael Kiernan 302 punte vir Ierland agter sy naam. Ierland loop met 'n puntjie voor. Die keer legger op Canberra Barrow, die bal gaan laat hang. Ierland Belombemeester. Dat wordt baie geplaatst door Blond. Nummer 6 kantman. Bal is direct uit. We zien die Fransen ook nou tactiek veranderen. Het is niet meer die skrimskakel waar die bal ingooi nie, maar wel die hakkers, soos in ander gevalle ook. Ierland wat die bal het. Saunders wat hem uithaal. Brian Smith. Attention please. Moet sê, die Ure is bezig om vriend en vijand te verras. En hou daar die Franse voorspelers baie goed in toom. Die stamper daar in die lijn staan, maar baie mooi deurgebreek daar so die Robinson. Een man wat beïndruk in hierdie eerste kwartier van die wedstrijd. Maar die wijze dat hy, waarop hy die losbal jaag. En nee, dit is lekker om rugby te kyk. Een van die mooie dae maak ons ook so in Zuid-Afrika. Berbizier wat wacht. Canberra Barrow, hij laat dadelijk loop. Dus Blanco in die achterlijn. En Lafond wat prachtig hard loopt. Zoekt ondersteuning. Zwak verdediging door de Ire. Bal wordt neergezet door Lafond. Wat ver gevorderd met de loopie van hem. En dan verdwijnt die bal daar onder die voorspelers. En die mannen moet straf. Berbizier wat gaan ingooien. Canberra Barrow. Dus weer. Dus Menel wat daar probeert deurkom. Man wat 2-3 gedrukt heeft in Frankrijk, in Parijs verleden jaar. Hij is kopie naar die doelgebied toe. Lafond is onder die bal gaan ingrijpen. De bal wordt daar uit zijn. Buiten snel weer raakt. Dat de goal staat.
En die Franse lyk lus vir hardloop. En hulle hardloop op typiese Franse wyse. Baie onorthodox. Smith. Hierdie hang. Teruggeklap. Na die Franse toe, maar die bal is oor die kantlyn. Philippe Marokko, die hakker wat ingooi, diep gooi in. Bal word in die hande gekry deur Robinson. En dan kry Ierland besit van die bal sonder wat skop. Maar weer 'n keer is daar die bal regstreeks uit. Dat is een beetje onnodig. Die man las Koop. Daar zo stamp. Deflecteer, maar Bevizier kan die bal niet in die handen krijgen. Caban wil voor de drijf. De bal opgeteld. Dat is Simon Gagan, een van die nieuwelingen in die span. Berbizier wat daar met een kuitspier sukkel. Mens kan maar net hoop vir die Franse onthou dat Berbizier nie die veld hoef te verlaat nie. Die Muti word daar aangespuit. Die bal is goed geklap. Maar Berbizier kon nie daaruit munt slaan nie. En dan is het Caban wat wil optel en vorentoe storm met die bal. En in die proses buite beeld het Berbizier seer gekry. Hy gaan sy plek ingeneem. En hy kan voortgaan met die spel. Daar aan die oorkant met die sweetband, Des Fitzgerald. Hy speel teen Lascoub. Saunders na Smith. 'n hoë ene. Lafond wat die bal pragtig beheer. Kom hy uit Berbizier. 'n lange na Canberra Bureau. Hy gaan die bal uit grond vat en rol en gaan hy uitrol. Ja, hy rol uit feitlik op die hoekvlag van Ierland. Ken Murphy net te laat om te keer. Nou, hier moet ons die voorspelers nou dophou. As hulle daai bal in die lyn staan kan vasmaak, kan ons verwag dat hulle met 'n rolmaalbeweging of 'n kop omlaag stormloop gaan begin na die doellyn toe. Wat baie naby is. Hy beheer oor die bal is op die grond. Gaan hy uitkom. Berbizier kry hom. Canberra Bureau, skipskop. Nee, hy is rakelings links verby. Twee weke gelede het hy met 2 briljante skepdoele geslaag. Baie goeie diens wat hy kry van Berbizier. Ver aangee, maar net nie die bal genoeg ingetrek nie. Hierdie keer kry Roma die bal uit die lug uit en beheer hom. Fluitjie blaas, vaste skrim. Frankryk het vorentoe beweeg. Franse nog steeds op die aanval. Canberra Bureau wat dadelijk laat loop. Menel
Lafond in die agterlyn. Dis Blanco en daar trek Blanco, 'n man wat bedrieglik hardloop. Blaziske, die aangenoom, is 'n bietjie ver voor hom. Hy kan nie bykom nie. Dit was so effens 'n wille aangegee met die een hand deur Blanco. En ons moet Lafond ook dophou, want daardie man kom van alle kante af in die agterlyn in. Lafond die regtervleuel. Saunders wat wag vir die bal. Hy sal self verligting moet bring. Hy skop ook self. En hy maak net so. Ons kyk net weer na daardie beweging. Canberra Bureau. Die bal na Frank Menel. Dan is Lafond daar. Aan sy buitekant. Blanco. Blanco wat baie reguit hardloop. Die bal onder die arm sit. En dan is dit Gagan wat hom bykry. En daardie aangee 'n bietjie wild en ver vorentoe. Philippe Marokko wat daar ingooi. Vryskop. Kiernan. 24, amper 25 minute verby in die eerste helfte. En so lyk die telling. 1 punt verskil. Roma. Is hy opgelig? Skeieregter sê van nee. Kom hy uit. En derde keer is dit Menel wat die bal in die hande kry. Dan is dit Chauvet. Hy word geloop met bal en al. Goeie verdediging. Ierland wil hierdie bal terug hê. Hulle kry hom, Saunders het hom. Kop aangee daar so na Rigney wat kop omlaag instorm. Weer is dit Saunders. En dan is dit Murphy in die agterlyn en Gagan. Hy hou besit van die bal. Saunders wat hom uitgrawe. Brian Smith wat wyfel en dan hardloop en dan word Chauvet geloop as hy die bal vat. Feit wat op die kwartlyn van Frankryk. Ierland wat vorentoe gedryf het en die voorreg het om die bal in die skrim te gooi. Maar daar is 'n besering opgedoen en dit lyk na Michael Kiernan. Ons kyk net weer na hierdie beweging. Bietjie hiernatoe en daarna toe getrap deur Brian Smith, dan skop hy. Daai skop kon dalk 'n bietjie dieper gewees het tot in die kwartgebied. Michael Kiernan, ook 'n veteraan in die span. Terloops, hy en die heel agter Kenny Murphy is kleinneefs. Tom Kiernan, wat 'n ou bekende in Suid-Afrika is hier in die 60er jare. Natuurlik sy oom. Bal was nie behoorlik in nie en daar moet weer geskram word. Saunders na Brian Smith. Weer 'n skepskop. Hy skop teen 'n Fransman vas. Die bal spat daar so los. En dit is Blanco wat hom in die hande kry. En hy raak in die hardloop. En dan word Blanco onnodiglik gestamp lank nadat die bal geskop het. Murphy wat die bal in die hande wil kry, maar dis die Franse. Frans is nommer 8, Cessignon. Ja, die strafskop is daar. Voordeel is toegelaat deur die skeieregter meneer Bevan. En dit is heeltemal onnodig geweest, want lank nadat Blanco van die bal ontslaag geraak het, en dis die tweede maal dat 'n man van agteraf bykom om in die middel van die rug stamp, dat hy daar trek. En vandaar die strafskop. En dit is Canberra Bureau wat sy hoopie daar so skop om die bal te stel. Nou is dit meneer Albert Verras. Rechts in beeld. Nou, dit is 'n langskop van Canberra Bureau hierdie. 15 tree van die kantlyn af en net binnekant sy eie halfgebied.
Is 'n bal wat goed en hoog trek. Nee, is net links verby weer. Hy kry applaus vir 'n goeie poging. Telling bly onveranderd. Ongeveer 12 minute speeltyd oor in die eerste helfte as Brian Smith spel begin van die kwartlyn af. Word geklap na Franse kant toe. Sessignon wat die bal daar afneem. Hy is 'n groot en sterk voorspeler. Een van die manne wat in Namibië getoer het verlede jaar. Pascal Ondart was ook daar. En ook Laurent Cabane. Is binne die kwartgebied nou van die Ire met daardie rolmaalbeweging. Die bal kom op nergens uit nie. En as hy uitspat, is dit 'n strafskop. 'n Strafskop aan die Franse. Camberabero sal wel seker maak dat hierdie een oor is, dat Frankryk voor rustyd die voortou neem. Na hulle oorwinning oor Skotland is hulle redelik op pad boontoe. En word dan gepraat van die Franse as die moontlike 5-nasie kampioen. Maar as nog 'n lang pad wat voor. Hy word gehak en die puntetelling bly op 7-6 vir Ierland. En dis weer Ierland wat daar die bal kry deur hulle haker Steve Smith. Sy van genoot Brian Smith wat die nodige doen van binne die kwartlyn af. Die man wat 7 maal vir Australië gespeel het, die loskakel Brian Smith. Hy het sy eerste klere gekry teen die All Black toerspan in 89. Weer Smith, dis 'n hoë ene. Dis onder die bal, Lafond wat hom baie goed vat. Dis die tweede keer dat hy 'n bal baie goed in die lug uitvat. Maar ek dink daar was obstruksie geweest deur Frankryk. En dis 'n strafskop aan Ierland. Michael Kiernan wat sy hoopie maak om te kyk of hy dubbelsyfers kan kry op die tellbord. Brian Smith, as ons nou weer kyk na wat hier gaan gebeur, hy het baie min hardloopkans aan sy agtereingebied tot dusver. Hy het sover nog net geskop, maar baie goed takties geskop. En kom ons kyk hoe Lafond onder daai bal inkom. Ons sien ook dat Marokko daar is, maar Lafond wat opspring uit die lug uit die bal pragtig mooi vasvat en beheer. Maar dis nie Amerikaanse voetbal nie en jy mag nie jou teenstanders verhoed om by die man met die bal te kom. Kiernan is baie tevrede met daardie ene. Dit maak die telling 10-6. Camberabero teruggeklap na Frankryk toe. Hier is dit Sessignon wat besit het van die bal, maar die Ire wat loop met daardie Franse voorspelers. Kom uit na Berbizier. Camberabero, hy kan gevang word. Hy verloor die bal en dadelik is Hamilton daarbij. Kom hy uit na Ierland toe en hier kom die agterlyn nou in beweging.
Alle wêreld het net voor die bal daar zo aangeslaan deur Kenny Hoeks die linkervleuel. 'n lang aangee wat al twee senters oorslaan. Tot dusver in hierdie wedstryd kan die Ire hulle sterre dank vir 3 baie op en wakker losvoorspelers. Hulle is nie een uitstaande groot mense nie, maar baie vinnig na die breekpunt van die spel toe. Kort aangee Lafond. Hy hou die bal veld in. Geigen wat hom kry. Spel kan voortgaan. Hy wil daar die bal beskikbaar maak. Hy aan die regterkant van die bal. Dan kom hy uit. Saunders is daar. Daar is reeds 'n strafskop toegeken. Die skeieregter wil voordeel toelaat, maar die skop van Brian Smith wat uitrol, laat hom besluit, dis goed genoeg. En hy laat die lynstand voortgaan. Ongeveer 7 minute amptelike speeltyd oor in die eerste helfte. Op tellende lyn staan. Die man wat gestrammel daar is Lascoupe. Gregoire Lascoupe. En dis binne trefafstand vir Michael Kiernan. 305 punte reeds vir Ierland aangeteken in internasionale rugby. Roma wat daar hoog gehou word. So lyk die gras en die grond van Lansdowne Road van naby. Die skare gaan praat. Hy kom nie eens naby die pale nie. Frans wat met die beweging begin. En weer is dit Blanco. Dis Menel en Lagisse wat uitgestamp word. Maar daar is avontuurlustigheid aan die kant van Frankryk wat binne hulle eie doelgebied as het ware begin hardloop. Baie vinnig uitgooi. Dit is Galway wat daar so instorm. Weer Saunders. Blanco onder die bal, skoonvang. Wat sê die skeieregter? Ja. Serge Blanco wat hy nou pas in beeld gesien het, sy 83ste internasionale wedstryd. Die meeste toetse van enige rugbyspeler ter wêreld. Word gestamp agter oorgeklap. Dit is Hamilton wat daar so wil vorentoe dryf. Maar die skeieregter het sê, daar is 'n fout. Bézier, Camberabero. Murphy is daar. Bijna aan die kantlijn. Maak seker is uit. So lyk die lynstaantelling.
Ierland wat 8-5 voorloop. Weer oorgeklap, maar in die hande van 'n skot, ag liewer van 'n Ier. Hamilton wat hom daar in die hande gekry het. Smith. Blanco. Gaan hy die hoekvlag haal? Kenny Murphy is daar. Hy gaan nie uitwees nie. En dit is Canberra Bureau. Hou hom in die spel. Skoonvang en word toegelaat. En dit is Canberra Bureau wat hier bly lê. Nie tevrede met die feit dat daar 'n man voor hom verskyn het nie en hy oor hom geval het nie, maar dit is dalk puur per ongeluk. Dirk Bevan dan as hy horlosie kyk. Vinnige uitgee Canberra Bureau. En dan word die bal aangeslaan deur Sessie Jong. Voordeel word toegelaat. Fitzgerald wat daar instorm. Saunders wil die bal hê, maar daar is 'n Fransman aan die verkeerde kant van daardie los gemaal, loskrim. Strafskop aan Ierland. Dat skop, haastige ingooi. Lafon en dit is weer heel achter Blanco. Weer Lafon. Hy gee binnekant toe daar na Charvet. Charvet en dit is Marokko die haker. Pragtige voorspeler stormloop ontdaad dat die bal daar so 'n paar meter dra en dan kom hy uit na die agterlyn toe. Canberra Bureau wat daar probeer deurkom, hy hou besit vir die bal. Blanco wat daarby is. Maar Ierland se verdediging hou op die doellyn van Ierland. Prachtige aanvalsbeweging deur die Franse. 'n kort skoppie deur Berbizier. Die skeieregter sê die skeieregter sê daarso dat daar beduie is dat daar pale toe gebuk gaan word en as jy sê jy gaan pale toe, maar kan jy nie die kort skoppie wag nie en dit is wat Berbizier gedoen het en van daar die vaste skrim en die bal word gegee aan Saunders om te gooi vir Ierland. Die hele ou spul onderste bo en dit is Saunders wat daar so probeer losruk teen 'n Fransman vaskop. Geiger wat vorentoe skop. Bal wat rol en spring in die hande van Blanco wat geloop word. Hy gee terug na Canberra Bureau wat baie haastig daar gekom het. Murphy wat die bal in spel hou binne sy kwartgebied. Maar het hy die bal verloor en aangeslaan? Dit lyk so. Dit is die rustydfluitjie wat blaas. Rustydfluitjie blaas en die telling is Ierland 10 punte en Frankryk 6 punte. Daar is 'n bietjie nuus van die winkels en dan gesels ons weer van Dublin. Malloy, who has become separated from his father, please meet his father at the schoolboy entrance at Lansdowne Road. Alan Malloy, please meet his father at the schoolboy entrance at Lansdowne Road. Would you like to enjoy 7 days in Britain for just £3.75? Blend of timing and efficiency and vehicle finance. The team able to finance your wheels in 15 minutes. Record breakers both. Ask your dealer for the Wheels Bank to get fast-moving finance. Ons sê welkom terug by Lansdowne Road waar die tweede helfte nou gaan begin met Brian Smith wat sy hoopie gaan maak op die middelkolletjie. Die rustydtelling Ierland 10, Frankryk 6 punte en die 10 punte van Ierland bestaan uit 3 deur Steve Smith en 2 strafdoele deur hulle senter Michael Kiernan en aan die kant van Frankryk 2 strafdoele deur Didier Canberra Bureau die loskakel. Opmerklik in die eerste helfte van die hoogtepunte is daar 'n paar baie goeie stormlope van die Franse wat voor- en agterspelers betrokke was. En die feit dat in die
middenveld. Daar gapings gevind is deur die Franse. Ver en diep geskop deur Brian Smith. Verdedigingspatroon van Ierland is met ander woorde so 'n bietjie onder verdenking. En hulle sal daai gate moet toestop. Murphy by daardie bal laat rol al langs die kantlyn af. Berbizier en Canberra-Barrow met 'n lang aangee. En as Lafond hom aan die hande kry, dan skop hy uit. Vlak ingegooi en dis waar Ierland hulle balle in die lyn staan wen en van daardie feit dat hulle voorloop wat die lynstandtelling betref. Hulle dryf daar met die Franse. Hulle loop met die Franse. Wen 'n paar meter veld. Dan kom hy tog uit aan Franse kant. Canberra-Barrow. Hy sien die verdediging op hom afstorm en skop dadelik. Mense ook wil sien in hierdie tweede helfte dat die agterlyn van Frankryk 'n bietjie getoets word wat hulle verdediging betref en ook die kruisverdediging van die losvoetspelers. Want Ierland het nog werklik nie met die agterlyn probeer slaan nie. Brian Smith wat verkies om te skop en takties skop hy besonder goed. Brian Robinson wat sy plek om inneem daar agter die lyn staan. Word geklap. Kan die hande gekry deur Galway. Weer is dit die Ire wat loop met die Franse, hulle wil daai bal uit hê. Het help nie om te loop en die bal kom nie uit nie en omdat Ierland vorentoe beweeg het, kry hulle die bal om in te gooi en nie vas te skram. Steve Smith se kop is nie in nie. En dis 'n goeie skop deur Saunders. Kaptein van Ierland. Sy debuutwedstryd. Ierland sterk op die aanval. Nie meer as 10 tree van die doellyn af nie. Na Franse kant toe Berbizier na Blanco. Bring so 'n bietjie verligting. Sien daar die borskas van hom is modder besmeer. Hy het tweemaal grond toe gegaan toe hy van agteraf gestamp is deur die Ire. En gegooi kort lyn staan. Phil Matthews wat die bal daar wegkry na Galway toe. Rigney is daar om te help. Dan kom hy uit na Saunders. Saunders na Murphy. Murphy wat deurskop. En dus Gagan gaan hy hom kry. Nee, op die hoekvlag word hy uitgehelp. Hy word uitgehelp deur Canberra-Barrow. Daar is Laziskay ook. Maar Laziskay het 'n besering opgedoen. Daar die haastige skoppie. Gagan soek byna daar. Ook geklap. Steve Smith kry die bal daar uit en dit is Hamilton op die doellyn. Saunders wat grawe na daardie bal. Ierland wat weer hierdie bal kan ingooi die vaste skram en nou is hierdie eerste skare van byna 60.000 mense op hulle voete. Saunders, 'n goeie kanaal, een bal wat gehou word. Robinson wat optel. Hy probeer oordryf. Maar dis Blond wat hom daar so stuit. Skeieregter nie tevrede met die skram nie en Ierland kan weer ingooi. As jy nog baie hoor van hierdie Karel Brian Robinson, nommer 8 van Ierland. Hy speel 'n bars uit. Hy gesels met die twee voorrye.
Robinson met binnekant toe naar Robinson. Weer wordt er gesluit. En dan wordt het opgetel. Daar is een hand bij. Scheidsrechter sê nee, dis 'n aanslaan. Vaste skram vir Frankryk. Holway wat daar die hande by gekry en so byna oor was, maar het die bal aangeslaan. Verbissier wat ingooi. Bal word gehou. Frankryk wat loop. En wat sê die scheidsrechter? Kom terug naar die oorspronkelijke merkie toe. Skrum het gedraaid deur haar in 90 grade en Verbissier met deur. Hier is het Sessignon wat omhou. En dan een strafskop teen Ierland, omdat hulle naar die skrum doelbewus wil het mekaar tuimel. Goeie verlichtingsschop. Berabero. En natuurlijk, als die Franse speelt, dan moet daar een haan iewers wezen. Hier is er met 2 vandaag. Een witte en zo kapot. Sessignon wat die bal daar uit die handen heeft. En Frankrijk wat wil mal met hierdie ene. Die bal nog steeds in die lucht. En dis die Ire wat nou helemaal gedisorganiseerd is. Wordt hij teruggeklapt naar Robinson. Robinson wat skop naar die oorkant toe, maar die fluitjie blaas. Pascal Ondaat wat daar laatste opstaan. Kieran Fitzgerald en John Maloney weer daar sit. Maloney aan die diskant. En daar is van die beamptes wat daar die hande van die veld af wil probeer kry, maar dat is helemaal te vlugvoetig. Berabero wat bezig is op te stellen aan hierdie bal. Dat is een redelijke rechtheidskop, maar ver. Telling 10-6. En in die eerste deel van die tweede helft was Ierland deurgaans op die aanval. Dus 2 uit 5. Derde maal wat Berabero miskop. Die telling verander nie. Brian Smith. Teruggeklapt naar Ierlandse kant toe. En die andere gekregen is Saunders. Hij skopt veld in. Dan zit heel achter Blanco. Hij gaat hem laten rollen. Maar dat is Kenny Murphy wat daar is. Lafond. Blanco. Buitenkant zijn kwartgebied. Oorkant toe. En dat hem rol en uitrol. Man met geweldige ervaring. En als hij het ding doen, dan wil het lijken alsof hij die wereldse tijd heeft om te doen wat hij graag wil doen. Hierdie ene wordt hoog laat hangen. Manel. En er is Blanco in die achterlijn. Dat hem bijna niet mooi in de handen krijgt. Dus kant naar Lagisquet. En daar trekt Lagisquet doelpalen toe. Hij gaat hem krijgen. Ja. Briljante stukje. Typische Franse flair. Blanco wat prachtig deursnijdt. Binnenkant toe aangeven naar Lagisquet. Een man met daar die wonderlijke jupswaai. En hij ziet net één pad en dit is doelpalen toe. En hij gaat hem onder die palen plant. Onder die dwarsstad als het ware.
Uit de aanroep uit van vooraf. Blanco, hy sien waar sy man is. Weer baie tyd om te doen net wat hy wil doen. Is Kenny Murphy wat te laat is om te keer en Laziskay wat sy kop tussen sy skouers intrek. Simon Gagan wat hom probeer injaag van agteraf. Hy jaag hom wel in, maar te laat. Dit maak die telling natuurlijk gelijk op met die doelskop wat nog waargeneem gaan word deur Canberra Bureau. Die 2 punte is by en Frankryk is voor. Ja, Laziskay wat daar seer gekry het, hy gaan dalk die veld verlaat. En dit is Patrice Laziskay. Philippe Saint-André wat op die veld komt, nummer 16. Sy 4de toets vir Frankryk. Diep geskop oor die doodlyn. Saint-André wat speel vir Montferrat. Canberra Bureau wat spel begin. Roma wil terugklap, maar hy kom uit na die eerste kant toe. Brian Smith wat daar die ene optel. Skoonvang, maar die bal word laat val deur heel agter Blanco. En dan woes sokkerstyl geskop weg van die doellyn af. Skeieregter hou sake daarso dop. En die lynstand sal voortgaan. Wordt getik na die eerste kant toe. En dan maakt met daar die bal niks. Hij wordt betrapt met die bal en al. En die Franse is dadelijk bij. Frankrijk het voor te beweeg, sê meneer Derek Bevan. Bézier, Canberra Bureau binnen zijn kwartgebied. Ja, Ierland terug tot binnen de 11. Attention please, I have a message for... Interessante feit ook is natuurlijk dat 2 opponerende hakkers nou al 2 africhters is van hierdie 2 spannen. Kieran Fitzgerald, de kapitein van die Leeuws, en Daniel De Brocca, die africhter van Frankrijk. Smith, weer een hoge eenheid, toets vir Blanco. Bal word in die hande gekry deur Blond. Baie goed van Dekker. En dit is Frankrijk wat oor daardie loskrim in dons. En Michael Kiernan het hier de geleentheid om Ierland weer te laat voorloop. 10-12 die telling. So ry die twee spanne wipplank hier vroeg van die eerste helft af. Is 'n reguitskop. Mens kan net hoop dat die kaptein van Frankrijk, Serge Blanco, nie sodanig beseer is dat hy ook die veld sal moet verlaat nie.
Is hy daar? Ja, die derde een is deur. En Ierland loop voor met 13-12 na 'n kwartierse spel in die tweede helfte. En nou het hy 308 internasionale punte agter sy naam. Skelm geskop, daarna oorkant toe bal afgrond, die bal agterna sit. Kenny Hoeks wat by is. Ek sien ook vir Brendan Mullen daar. Bal word teruggewerk na Ierland se kant toe, maar die skeieregter se fluitjie die gesels kliphard. Haastig ingegooi deur Steve Smith, oorgeklap na Frankryk toe. Lang aangee, dit is Chauvet wat hom het. Hy word van agteraf geloop met die bal en al. Dan is die Ire by. Saunders met 'n skop wat daar niemand is nie. En hier gaan 'n naloop plaasvind met Blanco wat daar is, wat hom tussen die skare instop. Dis al wat hy kon doen, want Simon Gagan is by hom. En Ierland weer op die aanval op die doellyn van Frankryk. Hulle gaan nie weer so 'n kans kry om munt te slaan nie. Dit moet hulle ook weet. Hulle het verlede gehad vroeg in die tweede helfte. Lang kamp opgeslaan binne die kwartgebied van die Franse. Roma, hy verloor die bal. Fitzgerald wat daar gekeer word van die doellyn af. En is 'n Franse bal, want hulle het die Ire weggedra van die doellyn af. Onkansspel. Canberra-Bureau. Is 'n lang skop. En die gevaar is verby. Steve Smith weer 'n 3-man lyn staan. Oorgeklap na Franse kant toe, bal word nie aangekry deur Blond. Maak hom beskikbaar. Berbizier, Canberra-Bureau. Hy sien die gaping, hy is pragtig reguit weer. Simon Gagan het 'n moeilike taak. En ook Saunders wat daar op die bal kom, maar die bal word oorgedra. En hulle sal 5 tree van die doellyn af moet skram. Saunders wat net voor die aanstormende Franse op hy bal geval het. Een van die mannen wat by was Philippe Saint-André, die plaatsvervanger vleuel in die plek van Lagisquet. Hier kan enige ding gebeur. 'n 3 of 'n skepskop. Session wat omhou. Franse wat wil loop met daardie bal. En die Franse, die Ire wat baie goed staan. Opgetel deur Session. Kort van die doellyn. Onkansspel deur Ierland. Strafskop aan die Franse. En wat gaan hulle maak? Hulle gaan doellyn toeskop. Ag liewer pale toeskop. Dit is die presentasie suksesse van Canberra-Bureau. 50%, 3 uit 6. En die 3 bestaan uit 2 strafdoele en 'n doelskop.
En dit kan die voorsprong besorg aan Frankryk met 'n enkele puntjie. Net 'n formaliteit vir Camperabero. Daar's 20 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. As Frankryk weer die voortou neem. Kan niks anders as 'n Fransman wees nie. Keer dan met 'n diep skop. Serge Blanco in die doelgebied. So 'n rolskop. En dit is Brian Smith met 'n skepskop. Hy sal daai in gou wil vergeet. Lafond wat skop. Lafond wat baie deeglik weet wat heel agterspel ook beteken. Vandaar die feit dat in die eerste helfte so 'n paar pragtige balle die lig uit raak gevat het. Steve Smith word geklap. Brian Smith met 'n hoë ene. En weer 'n skoonvang. Gaan dit toegelaat word. En weer 'n keer is dit Lafond. Kyk net weer, die skeieregter baie goed geposisioneer. Daar's Lafond met nommer 14 op sy rug. Kry die bal, en dan word sy gesig gesmeer in die modder van Lansdowne Road. Ierland nog steeds binne die halfgebied van Frankryk. Bal wordt gevat door Sessillon. Maar weer is het Ierland wat baie goed saampak. Kom hy uitgerol. En dus Camperabero. Al wat onderschept daar zo door Brendan Mullen. So bijna. Ierland kry die bal in die scrum. Hulle het vorentoe beweeg. Het was vinnig dink deur Brendan Mullen toe hy daai bal onderskep. Weer Robinson, Saunders, Brian Smith. Dis 'n lang aangee na Murphy. En die aangee binnekant toe gaan verlore. Word in die ander gekry deur Camperabero. Blond wat vorentoe beweeg. Murphy wat skop, maar is veld in. Blanco. Steve Smith by hom. En hy skop die bal uit. Twee punte verskil. Word geklap. En dis John Fitzgerald tussen die voorspelers in. Saunders wat hom uithaal. Smith. Brendan Mullen daar tussen die voorspelers in. Hou besit van die bal. Kom hy uit weer na Saunders toe, Brian Smith. Dit is Kiernan. Weer tussen die voorspelers in. Wordt een bietjie afgesaag. Wil stand koud kry. Rigney. Alleen Fransman aan die verkeerde kant. De Sessillon. Dan kom hy uit naar Brian Smith toe. Weer 'n hoë ene. Hy gaan die bal self agterna sit. Geigen is ook daar zo.
Dit is Sant-André wat hom het. Dis Caban. Canberra Bureau. Murphy met sy knie dra, maar die bal gaan rol, maar hy gaan nie uitrol nie. En Murphy skop uit. Wys jou net, die Franse, elke oomblik is hulle bedag daarop dat as 'n bal losrol, dat daar 'n kans is om punte aan te teken. Ons sien ook dat Ierland nog steeds voorloop wat die lynstande betref, 19-12. Weer oorgeklap na Saunders toe. Daar die hoë skop. Lafond wat wag vir hom. Hy vat hom mooi buitekant sy kwartgebied. Hy gaan uitgehelp word. Met bal en al. Nog 15 minute speeltyd oor. Die telling is 15-13 vir Frankryk. 'n Baie mooi skoonbal wat gevat is daar deur Ierland. Vanuit Brian Smith, Kiernan. En dit is Gagan. Hy hou besit van die bal. Ierland wat vorentoe storm. Gagan is onderste bo, die hele ou spulletjie gaan mekaar insak. En dit is Ierland wat die bal kry om in te val. Gagan wat daar feitlik heel onderop staan. Maar ons moet die hoed afhaal vir hierdie nuweling kaptein van Ierland. Rob Saunders. Robinson vir Saunders. En weer 'n keer rol hy. En weer is Ierland sterk op die aanval. Kijk, sy naam gaan in goud geskryf word op die koerante môre. Stage of the game, not allowing France to dominate or drive back. Xavier Blanc rescuing the ball at the line out. Blanco under pressure to bring an Irish throw in then, just about on the 22. France still unable to break the thralls, only 2 points ahead. Robinson with good line-out work. Mullin under pressure. Good support, though, from Gordon Hamilton. Saunders to Smith, found him well. Philip Matthews, just short of support. But still, Ridley, I think it is, fighting his way forward. Possession for Saunders. Brian Smith, could be an overlap. Mullin the mid-move. Kicked on by Kenny Murphy, covering his Blanco. And unlucky as the ball wasn't clung to, and Murphy, as he lost it, knew the only hope was to fly hack it on with a possible overlap in place. And France survives and heave a collective sigh of relief. Chance for the counter-attack. Murphy. Lafond just keeps it in play. Even within the extravagant group that is the showbiz of wrestling, Jean-Baptiste is one of the most extravagant. A great character and a great player. France's 10-metre line. Steve Smith just getting clarification of the goal. It's long. Hamilton taps down. But jumping off another player. Ireland are penalised on the French 10-metre line. Lafond. Ten minutes to go. France lead 15 points to 13. Are they to deny Ireland yet again in a close contest at Lansdowne Road? Possession by Galway.
Blanco outside the 22. Lafond in support. Opts for the direct kick to touch by running back into the 22. So only Michael Kiernan of this whole Irish 15 has known what it is to beat France. They now stand tantalisingly just 2 points adrift. Smith. And again, they've worked it back to Ireland. Brian Smith looking for a crash way through, but it's Camberbero. Saint-André. Cover tackle by Gagan. Was the judge late? The penalty to France inside the Irish half. Gagan so determined he followed through and was perhaps just a touch late. A bit tough on Simon Gagan. He was the one involved in the move with Brian Smith. It was very close to Brian Smith getting the hand through to set up the space for Simon Gagan, but then he got up immediately and came back to get across to make the tackle, but the referee just judging that it was slightly late. So will this be the kick that determines the outcome? Didier Camberbero, already 3 penalties and a conversion to add to Lagisquet's brilliant try. Should take France 5 points clear. It's a long way from those goalposts. About 50 metres for Camberbero. Leans back on it, it's a superb kick, but was the wrong side of the left upright. Ireland stay well and truly in the hunt. Any sort of score would do for them to get back in front with 8 minutes to go. Drop out by Brian Smith. But it falls to Caban. Knock on though, and no advantage to France from the subsequent play. Danger threatens here for Ireland. Meanwhile, troubles up front. Front row is finally settled. Caban breaks off, but the pass is loose. Picked up by Lafond. Lots of pace outside him. But Maynell well tackled in the midfield by Brendan Mullin. Slipped on down to Xavier Blanc. Lafond, Saint-André, Saunders at the corner, touch has been given, no try. Saunders saved the day. Great cover. And a penalty, is it for a bit of back chat? An indication, I think, well, a dramatic passage of play here. With the great drive by Session, the link to Blanc, and then the slightly delayed pass set up Saint-André. But touch it was, thanks to Saunders. Well, a fantastic covering tackle by Rob Saunders there, because that would have put the game in a very difficult state for Ireland. But as it is, they're still in it, with 1 score away. Still only the 2-point margin. Rouma, Olivier, with attention to Gagan still going on in the corner. Pajan, tackled by Hamilton. 10 metres out, Berbizier, lots of French three-quarters. Camberbero, the drop goal, he's missed it. And lets Ireland off the hook again with 6 minutes remaining. Tremendous Lansdowne road roar to try and lift Ireland for one final decisive effort. 15-13, France stay ahead. But Ireland are not done yet. Saunders, Brian Smith to ease the pressure. But kept in by Lafond, neat dummy, left hook, leaves Fitzgerald John and finds his back. Lascubet
Shoots out to Berbizier, doesn't opt for any fancy reverse pass or whatever. Ireland's 10-metre line. 5 minutes to go. Smith with the throw. Bouncing ball. Shoots back to Berbizier, Cambrabero. Charvet. Still scavenging the Irish forwards. Again, it's Berbizier, though, with a bit more time. Murphy from his own 22. No, it's Blanco fielding it. Kagan contesting Blanco. He's allowed to do that. From Morocco to Saint-André. Back inside his Pajan. He can't hold it. And the pass, in any case, has gone forward. Again, the crowd enthralled by the excitement of the contest and applauding generously this latest bit of individual brilliance from Serge Blanco that set up the possible chance before it went forward at that point. And a brief lull as French player requires attention. Fantastic skills by Serge Blanco. He really is something special. Unlike most players, he could just create something out of practically nothing. Scrummage again, not steady for the put-in. 4 minutes to go. Again, not down properly. The referee will ask them to go back to the point of the scrummage. They do now. Saunders. Sets his pack upfield. And a fine job by Rob Saunders, product of Belfast Royal Academy and Queen's University. The debut captain waits with Brian Rigney there at the front, contesting against Rouma. But it's Caban who takes it on for France, and Caban broken clear. I don't think they'll stop him now as Kenny Murphy's there, but Caban is home to clinch the match in dramatic and unexpected style. It looked as though Ireland had thwarted them here at the line-out, but it was an unlucky bounce, but quickly seized on by Laurent Caban for his first and dramatic score for France in his second international. And despite Murphy's effort, his momentum was bound to carry him through. Well, an absolutely fantastic try. Over the last few years, going over to Paris with the racing club guys, they've been talking so much about Laurent Caban and how he should be in the French team. David Kirk, the All Black captain, played a bit with him 2 years ago, and he said this guy is really exceptional. He's got great pace. He's in the Michael Jones mode. And we just saw that try, what people were talking about. An exceptional try. A cruel blow for Ireland, a magnificent piece of flank forward play by this mobile, powerful player from the Racing Club. Celebrating early his 27th birthday next week. Cambrabero with the conversion. No mistake with that one. And that was just a minute of proper time to go. Looks to have sealed Ireland's fate yet again as France lead 21 points to 13. So from a 10-6 deficit at half-time, France have come back with two splendid tries, two Cambrabero conversions and a penalty, and an 8-point lead. Berbizier, Cambrabero, the mismove in the centre is brilliant. Blanco, Lafond across from the right. Blanco again, held on the halfway. Popped back by Saint-André, and Berbizier
wise old campaigner puts it into touch. The fact it's direct matters not to him at this stage. We move into injury time. Ireland through Robinson, who's won some valuable line-out ball there. Brian Smith, Brendan Mullins. Free kick against France. Ireland hurry to take it through Saunders. Fitzgerald sets up. Saunders. This is Rigney. But the way they've held this French side, I think Ireland have found a new purpose and a greater strength. Saunders. Back there is Berbisier's opposite number. No mark given as Gagan follows up. Cambrabero to the rescue. Referee, in fact, looks at his watch, and that is the final whistle. A splendid contest, which Ireland fought magnificently the whole way through before having to concede second best yet again. And that's a record of 11 wins each at Lansdowne Road now tilts in France's favour. Their 34th win in the series, and Ireland